Goeiemôre, broeders en susters. Baie welkom aan ons besoekers vanoggend saam met ons. Ons vertrou dat jy ook seën sal hê uit die ontmoeting met die Here. Broeder en suster, in die fotum waarmee die erediens begin, gaan ons dan ook hierdie woorde elkeen in die hart bely uit ons Psalm 63. En dan volg die seën, en direk daarna, sonder dat ek dit weer aankondig, sal ons Psalm 97 vers 1 en 7 sing. Ons gaan God se majesteit bely in vers 1 en in vers 7 sê hoe bly ons is om sy vriendelike teenwoordigheid te ontmoet. Dit dan na die seëngroet. Kom ons word nou eers stil voor die Here. Liefde broeder en suster, kom ons staan vir die fotum en die seëngroet. O God, U is my Here, na U soek ek, my siel dors na U, so het ek uitgesien na U heiligdom, om U in die heiligdom te ontmoet, om U sterkte en heerlikheid te ervaar. Want Here, U troue liefde is beter as die lewe. My lippe sal U roem, so sal ek U prys in my lewe. In U naam sal ek my hande ophef. En dan antwoord die Here ons: genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Na die geloofsbelijdenis, dan gaan ons direk sing, Psalm 9 vers 7, die hart van hul wat U bely, sal in U naam standvastig bly. Kom ons sê nou almal saam met die hart soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En ons glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore, God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy terwille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy uit die dood opgestaan.
Hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal weer met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. En aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan uit van die Vader en die Seun en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik en hy het gespreek deur die profete. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan nou luister na die 10 gebooie, wat die begin is, of die kern is, van die wet van die Here, wat vir ons eintlik dan ook saamvat, wat hoe lewe is, wat tot God se eer is. Eksodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders aan die kinders besoek, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broer en suster, ons beklemtoon dikwels dat die 10 gebooie die spieël is waarin ons sonde en ellende ontdek, en dit is so. Inderdaad, dit dring ons na Christus en sy geregtigheid. Maar die wet van die Here, en dan nie net die 10 gebooie nie, maar alles wat hy ons beveel, is ook die rigsnoer vir ons lewe, vir die nuwe lewe. Dit is die reël van dankbaarheid. En daarom het ons dit lief. En gaan ons nou daarvan sing. Psalm 119, ons gaan tweede deel van vers 47 en 48 saam sing, en dan sê ons daarin, u wet is vir my 'n wonder. En ons sê, u wet is 'n lig wat helder kennis bring. En ons sê dan die woorde, dis die asem van die lewe, wat ek diep na binne trek. Dis wat die wet van die Here vir ons is.
En ons sing dan ook vers 62, en daarin verlang ons na die helder kennis wat God gee. En daarin loof ons die Here, laat my lewe om te loof. 119, 47, 48 en 62. O Here, ons Here, U is die bron van die lewe, van my lewe. U laat my leef, werklik leef, moet ek deel het aan hom wat dood was en wat leef. U Gees, die Gees wat lewe gee, het ons tot nuwe lewe opgewek. Daarom wil ons as u gemeente lewe om u te loof en te prys. Laat my lewe om te loof. O Here, leer ons om te lewe, werklik te lewe. Ons weet dat daar nog soveel sonde teen ons wil in ons oorbly, en van nature kan ons dit nie raak sien nie, want sondaars vlug van u af weg. Vlug weg van vir hulle verkeerde dade en ontduik hulle verantwoordelikhede. Maar u Gees oortuig ons van sonde, ons oortuig ons van u hoë majesteit, maar laat ons ook raak sien hoe u ter wille van Christus ons met u vriendelike aangesig ontmoet. Ons dank u vir die diep hartseer wat die sonde in ons bring, want daaruit weet ons dat ons u kinders is, wat u ons Vader liefhet en u nooit, maar nooit wil teleurstel nie. Ons vrees u, maar soos 'n klein kind teenoor die Vader wat hom liefhet. Ons wil wandel in u vrees. Ons wil optree volgens die diens wat u van ons vra. Laat u gebooie daarom diep neerslag vind in ons binneste, in ons woorde en in ons werke. Ons bid vanoggend vir 'n wêreld in diepe nood. Ons harte gaan uit na almal in die angs en die pyn en die verlies van oorlog, ook hulle wat u nie werklik ken nie en wat daarin vasgevang is.
Ons dra aan U op mense wat swaar kry weens armoede, of weens ernstige siekte, of om watter omstandigheid ook al. Weer bid ons wel vir ons broers en susters in die geloof, maar nie alleen van hulle nie. Hulle het ook U nabyheid in besonder nodig. Maar ons bid ook vir die wat U nie werklik ken nie, en in armoede en siekte en in ander swaar laste, alleen maar voor 'n afgrond staan, dat hulle U mag ken. U wat die lewe is. Ons bid vir 'n wêreld waar selfsug en geweld die norm is, en waar soveel weerloses seer kry en selfs sterf. Ook hier in ons eie land, wat ons het sien, die geweld en die misdaad en alles wat verkeerd is. En ons bid vir uitkoms. Maar veral dat hulle wat swaar kry, U liefde sal ken, wat hulle deur alles kan dra. En U kan ook diegene wat verkeerd doen, wat verdruk, tot geloof en bekering lei. O laat U evangelie van hoop indring in ons huise, in ons woongebiede, in inrigtings en tronke, in die huise van vername mense, ryk mense, en in die krotbuurte van hierdie wêreld. Ons weet en ons sien, hier waar ons woon, dat daar soveel ongeloof is en afvalligheid is en louheid is. En ons wil so graag dat hulle deel word van die blydskap en die vrede wat ons in U ervaar, en wat ons saam met mekaar deel in die gemeente. En ons bid vir hulle. Gebruik ons tog om die lig van die evangelie helder te laat skyn hier in Stilbaai en in omgewing. Onder ons is daar ook geestelike nood van broers en susters wat U nog werklik moet leer ken. Ook ons wat hier vanoggend saam is, U ken ons harte, U alleen. Ons bid vir die geestelike nood, dalk medelidmate, dalk eie bloedfamilie. Ons bid vir hulle spesifiek, en die besef ook dat U met ons almal op pad is. Maar bring hulle in, bring hulle terug na die kring van lig en liefde en ware lewe, want vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. O Vader, laat ook die res van hierdie erediens, hierdie ontmoeting, vol blydskap en vrolikheid en lig wees. Gee aan ons die opgewonde verwagting om uit U woord te lees en dit saam te oordink. Maak ons bly ook as ons sing, bly wanneer ons ons gawes gee en met blydskap U seën ontvang, en ook bly as ons na die erediens mekaar ontmoet. Ons vra dit alles in die naam van ons Koning en Here, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons het die vorige 2 Sondae uit Skrifberuiming 63 of tema 3:2 gesing. En die lied is 'n omdigting van Kolossense 1 vers 15 tot 20. Nou, vorige Sondae het ons vers 4 en 5 gesing, wat oor Christus se opstanding gaan. Vanoggend sing ons vers 1, 2 en 3, wat oor sy verhewe majesteit gaan. Dit sluit baie sterk aan op by die preek vanoggend. Hy is die eerste, hy alleen, die hoog verhewe Heer. Skrifberuiming 63 vers 1, 2 en 3.
Geliefdes, ons kyk vanoggend na baie bekende woorde van ons Here Jesus Christus tussen sy opstanding en sy hemelvaart. En dit is vir ons des te meer belangrik omdat ons ook in die kerklike jaar staan tussen die viering van Paasondag en die hemelvaart. En jy sal sien, ons gaan taamlik op die voet dit volg, want juist omdat dit so 'n kernuitspraak is dit gepas om amper woordeliks daarop in te gaan. Dit is 'n kernuitspraak wat 'n mens dan in groot besonderheid na kyk. Nou ons skriflesing is Matteus 28 van vers 16 af tot 20. Die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarin Jesus hulle ontbied het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak mense van disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ons gaan eintlik na hierdie hele gedeelte kyk, maar dan veral as fokus vers 19 en 20, gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop en deur hulle te leer. Gaan maak disippels van al die nasies. Broers en susters, ek kan nie dink aan enige boek of Bybelboek wat sulke sterk slotwoorde het nie. Kragtige woorde, vol majesteit. Baie temas wat deur die boek Matteus loop, word ook hier saamgevat, wonderlik saamgevat. Ons gaan net daarby kom. En is Jesus se laaste opdrag aan sy disippels. Binnekort gaan hy weg, word in die hemel opgeneem. En met hierdie opdrag moet die disippels sy kerk gaan vestig. Geweldige belangrike woorde. Kyk, met sy hemelvaart self, Handelinge 1, word die disippels herinner aan hierdie groot opdrag. Ja, hy het toe weer met hulle gepraat ook. Julle sal my getuies wees. Maar hier in die einde van Matteus word die opdrag gegee, helder en duidelik. En hierdie woorde is al vergelyk met die 10 gebooie en die opdragte wat die Here destyds op die berg Sinaï aan Moses gegee het. Hier gee Jesus op 'n berg in Galilea sy groot opdrag aan sy Nuwe Testamentiese kerk. Voordat ons mooi gaan luister na die opdrag self, hierdie geweldig belangrike opdrag, gaan ons na 2 dinge kyk. Eers die omstandighede en dan die versekering wat daarmee saamgaan, wat saam met die woorde gaan. Eerstens dan die omstandighede, die konteks. Nou, wanneer het Jesus hierdie laaste opdrag gegee? Goed, dit was die 40 dae tussen sy opstanding en sy hemelvaart. En nou wat het Jesus in die tyd gedoen? Hy het met sy disippels gepraat oor alles wat hulle die vorige 3 jaar saam met hom ervaar het, en onder andere die kruisiging en die opstanding. Nou kon die dinge vir hulle sin maak, as hy so hersiening doen met hulle. Hulle word toegerus om vir hulle getuienis, sodat Christus sy kerk op hulle getuienis kan voortbou. Nou presies wanneer gedurende hierdie 40 dae Jesus die groot opdrag gegee het, weet ons nie. Dis in elk geval kort voor sy hemelvaart, dit kan selfs enkele dae wees voor die hemelvaart. Waar het Jesus die opdrag gegee? Goed, ons het reeds genoem, op 'n berg in Galilea, waar hy die disippels ontbied het. Dis al wat ons weet nie watter berg nie. Maar wat ons wel weet is dat Jesus aan die begin van sy bediening
sy eerste opdrag gegee het, daar waar hy die grondwet van die koninkryk van God uitgespel het, op 'n berg, in Galilea. Die sogenaamde bergrede, of die bergpredikasie, in Matteus 5 vers 7, daarmee begin Jesus, gee sy groot opdragte, en nou, in kern, sy laaste opdrag, weer, op 'n berg, in Galilea. En waar het in Galilea was? Goed, maar in die stilte van die berghange van Galilea, weg van die gedrang van Jerusalem en Judea, was die ideale omgewing wat Jesus met sy disippels kon verkeer, hulle 'n paar keer kon ontmoet, vir oulaarsonderrig, en dan hierdie opdrag gee. Nog 'n vraag. Waarom het sommige getwyfel? Ons lees by sy verskyning het die disippels in aanbidding neergeval, maar staan daar, sommige het getwyfel. Waarom het hulle getwyfel? Hy het dan reeds tevore aan hulle verskyn. Daar in Jerusalem moes Thomas selfs sy vingers in Jesus se wonde steek, 'n week na die opstanding. Twyfel hulle? Nee, broeder en suster, die twyfel is nie noodwendig ongeloof nie, maar waarskynlik onsekerheid. Is dit werklik hy? Net in die volgende vers lees ons, Jesus het nader gekom en begin praat. Toe hy nader kom, miskien kon hulle hom nie dadelik oor 'n afstand herken nie. Maar hoe dit ook al was, dit kan wees dat hulle nie mooi verstaan het nie. Hom nie herken het nie, of nie verstaan het, hoe kan iemand in die gestalte van 'n mens werklik God wees nie? Dat hy is. Maar in die lig van hulle twyfel, gee Jesus dan die groot versekering. Ons Here se groot opdrag word eintlik, die opdrag wat hy gee, word toegevou, omring aan die begin en die einde, deur hierdie groot versekering. Dis soos 'n toebroodjie in 2 dele, die versekering aan die buitekant en die opdrag aan die binnekant. Hierdie dubbele versekering word gegee aan daardie 11 manne wat die fondament van die kerk moes lê, maar deur hulle gaan die versekering eintlik aan al die gelowiges op alle plekke van alle eeue. Dit dien as bemoediging, broeder en suster, en troos, wanneer ons dalk twyfel in die uitvoering van die groot opdrag, selfs mag twyfel in persoonlike swaar kry. Die groot versekering. Nou die eerste deel van die versekering is die woorde, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Moenie vas kyk teen die menslike gestalte nie. Kyk, Jesus, al was hy in 'n verheerlikte gedaante, kom hy steeds aan hulle, na hulle toe in 'n menslike gestalte. Kyk daarmee verby. Hy is die koning van die heelal. Reeds aan die begin van Matteus word sy koningskap bevestig, beklemtoon. Kyk, die boek Matteus begin met 'n geslagsregister wat wil aantoon, hy is die koning uit die geslag van Dawid. Die koning. En dan kom die sterrekykers uit die ooste en hulle soek die koning wat gebore is. En hulle kniel in aanbidding neer voor 'n klein baba. Juis omdat hy die koning is wat gebore is. Onaansienlik, maar tog koning. Luister hoe Jesus sy disippels nou verseker van sy absolute heerskappy, sy soewereiniteit. Aan my behoort alle mag. Kan dit op weergee met alle gesag. Aardse konings het beperkte mag of gesag, maar ek het alle mag, alle gesag. En daardeur bevestig hy dat hy God is. Want net God is almagtig. Jy kan nie meer as een almagtige hê nie. Net God is almagtig. Pantokrator is die Latynse term wat deur die eeue hiervoor gebruik is. Panto beteken oor alles. Krator is die maghebber. Hy is die maghebber oor alles. Dis sy eretitel. Pantokrator, almagtige. Almagtige. Hy het alle mag in die hemel en op aarde.
En as hy sê in die hemel en op aarde, is dit soos in Genesis 1, waar hemel en aarde alles omvat. Alle sigbare en onsigbare dinge. Dit omvat die mikroskopiese klein wêreld en die makroskopiese groot wêreld daar buite. Buitenste ruimtes. Dit omvat fisiese dinge, dit omvat ook die geesteswêreld. Die hemele verwys ook na die plek waar God in besonder woon, in ander dimensies as ons menslike bestaan. Oor al hierdie dinge is hy koning. Dis wat hy sê. En hy sê die mag en gesag is aan my gegee. Ja, hy het dit van ewigheid af as deel van die goddelike drie-eenheid. Maar deur sy opstanding het hy dit bevestig. Om lewe uit die dood te gebied is die toppunt van mag en gesag. Niks verg groter mag of gesag as om lewe uit die dood te gebied nie. Voor sy opstanding kon mense nog daaraan getwyfel het. Sy opstanding was as dit ware weggesteek voor sy opstanding. Daardie mag en gesag was as dit ware weggesteek. Maar toe die Vader hom uit die dood opgewek het, het die Vader hierdie volmag aan hom gegee. Nou is hy koning vir ewig en aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. En nou broeder en suster, wat 'n groter bemoediging en troos as dit is daar nie. Hy wat daar sigbaar voor sy disippels staan, het sy menslike natuur nie weer afgelê nie. Wat ons met Kersfees vier, die menswording, hou nie met Paasondag op nie. Hy is steeds vlees van ons vlees en gebeente van ons gebeente. Hy sit ook na die hemelvaart aan God se regterhand in die hemel en ook eendag by sy wederkoms. Mens soos ons, wat in alle opsigte ons swakheid ken. Hy bly in beheer na sy godheid en sy mensheid. Pantokrator, die Almagtige. En met hierdie versekering het die disippels toe die wêreld in om die evangelie te verkondig. En met hierdie versekering het hulle ook gesterf, hulle almal. En ten minste sommige van hulle 'n marteldood gesterf. Jesus Christus bly in beheer. En daarom kan ons ook vashou in ons hartseer en pyn en in vreeslike oorloë en natuurrampe. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En daardie mag vloei deur na ons toe op 'n besondere manier. Ons nietige mensies. Dit oor die disippels 'n paar dae later met die hemelvaart, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die Heilige Gees laat ons deel kry aan die krag van sy opstanding, sodat ons dinge kan doen, kan volhard, kan glo, ver bo dit wat bloot menslik moontlik is. Maar daar is ook 'n tweede versekering, na die groot opdrag. En dit begin met die woordjie kyk. Nou, dis 'n tipiese Ou Testamentiese taal. Ons hoor baie keer in die Ou Testament, ons ouer vertaling sê dit ook so, kyk. As 'n spreker iets wil beklemtoon, dan sê hy, kyk. In sommige gevalle sê dit ongeveer dieselfde as wat Jesus in die Nuwe Testament sê, amen, amen, of dit verseker ek julle. Kyk, let mooi op, wees verseker, ek is met julle. Hierdie woorde is juis troosvol, omdat die Almagtige die een is wat by ons bly. Broer en suster, as dit sou geen troos gewees het as iemand hier aan ons sy was, wat kragteloos was, wat nie kan help nie, wat maar net sommer maar net hier by ons is. Maar nou vind ons rus in Jesus Christus, want
In die woorde van Psalm 23, U, die herder met die stok en die staf, wat my kan beskerm, U is met my. En dit sê alles. Eintlik is dit die kern van die evangelie. God met ons. Die Hebreëse woord daarvoor is in Hebreëus Immanuel. God se ek is met julle word konkreet met die koms van die Messias, Jesus Christus. Hy is Immanuel. En dan word hy so genoem, interessant, juist in Matteus 1 noem hom so, of beskryf dit so, Immanuel. En nou aan die einde, die laaste woorde van hierdie boek weer, ek is Immanuel. Ek is God met julle. Die kern van die evangelie. En dit is hy al die dae tot die volëinding van die tyd. Dit beteken hy bly by ons elke dag. In dae van voorspoed en teëspoed. Totdat die huidige tydperk, dis wat dit eintlik beteken, die einde van die tyd, die einde van die wêreld, die huidige bedeling, hierdie aarde, tot 'n einde kom met sy wederkoms. Hy is by ons. En dan sal hy op 'n nuwe manier nog steeds by ons wees. Daarna. Hy is met ons tot die tyd oorgaan in die ewigheid. Hoe is hy met ons? Nou sy goddelikheid is hy oral. Moeilik om te begryp, liggaamlik, vlees en bloed, van ons vlees en bloed, in die sentrum van die heelal, op 'n bepaalde plek by die Vader, en tog as ware God is hy nog steeds oral. Altyd met ons na sy goddelikheid, maar nog baie meer. Hy stuur sy gees om oor sy volgelinge te kom, Handelinge 1, om in ons te kom woon. So is hy ook by ons teenwoordig, hy woon in ons deur sy gees. Met ons al die dae, na sy goddelikheid en na sy gees. Wat 'n heerlike versekering is dit nie. En nou, die groot opdrag, toegevou in hierdie tweeledige versekering van Pantokrator, ek het alle mag, en Immanuel, ek is met julle. Die groot opdrag, kom ons kyk daarna. Nou anders as die versekering wat uit 2 dele bestaan, is daar eintlik net een opdrag. Net een. Maak disippels. Maak ander mense wat julle reeds is, naamlik leerlinge in God se koninkryk. Dis wat 'n disipel beteken. 'n Leerling, maar ook baie prakties, lewenslange leerders, navolgers van my. Van my aan wie alle mag behoort en wat altyd by julle is. Julle my disipels, gemaak julle nou ook ander mense my disipels. Maar as ons mooi daaroor nadink, broeder en suster, is dit 'n onmoontlike opdrag. U en ek weet dat selfs God mense tot geloof kan bring. Selfs God kan mense se harte verander. Ons kan nie mense disipels van Christus maak nie. En tog is dit die opdrag. Ons moet disipels maak. Al is dit God wat geloof en bekering gee. God wil deur die 11 apostels werk. Hy wil deur alle gelowiges wat na hulle gekom het werk. Hy kon engele gestuur het om die evangelie te verkondig, maar hy stuur mense om ander tot geloof te bring. Hy werk langs 'n ketting van disipels. Disipels, volgelinge, wat disipels maak, en daai disipels wat weer verdere disipels maak.
Sy evangelie gaan deur die lewe en die hart van mense. Disippels wat disippels maak. Sy krag openbaar hy in ons menslike beperking. Ons is nietig, ons is sondig, ons is niks. Ons is nog op pad na volmaaktheid. Ons is nog nie daar nie. Maar onthou, ons dra die boodskap van hom wat alle mag het, wat in ons woon, en is sy opstandingskrag wat in en deur ons werk om disippels te maak. Net die een groot opdrag, maak disippels, dissipuleer, as 'n mens die woord kan gebruik. Waar jy ook al is, in jou huis, teenoor jou kinders, kleinkinders, in jou daaglikse omgang met mense, en vir sommige wat doelbewus uitgaan na vreemde plekke en mense en kulture, hulle ook, maak disippels. Laat hy, die opgestane Christus, deur jou lewe, deur jou woorde, deur jou werke getuig, dat die boodskap van verlossing wat jy dra, waar is en eg is. Getuig. Terwyl ons die woord getuig gebruik, dis die woord wat Jesus aan die 11 disippels sê met sy hemelvaart, julle gaan my getuies wees, getuie, wat iets gesien het. Hulle kon eerstehands getuig oor dit wat hulle Jesus gesien het, wat hy doen, wat hy sê, en dan veral dat hy liggaamlik uit die dood opgewek is, hulle het gesien. Die manier waarop ons disippels maak is om ook te getuig van Jesus Christus, maar dan op grond van die getuienis van die apostels. Ons getuig van sy werk, sy opstanding, sy krag, sy teenwoordigheid in ons lewe. Maar meer kan ons nie doen nie. Dis wat ons moet doen. Sy Gees sal die getuienis gebruik om geloof te gee, maar dit sal ook gebeur om mense in ongeloof te laat volhard. Tweesnydende swaard van die evangelie. Nou moes die apostels disippels van al die nasies maak. Nou, ons kan baie letterlik dit verstaan as volke, dat die evangelie na al die nasies, volke en tale van die wêreld gebring moet word. En dis inderdaad wat gebeur het, ook met die vroeë kerk. Volgens oorlewering was daar apostels wat die evangelie ook aan verre volke, selfs buite die Romeinse ryk gebring het. Thomas aan 'n gedeelte in Indië. Gedagtes dat Jesus se disippels moet uitgaan oor kultuurgrense heen na die mees onbereikte dele van die wêreld. Maar die woorde al die nasies kan nog breër verstaan word. Naamlik dat die evangelie in altyd wyeer kringe gebring moet word. Na sy hemelvaart, of met sy hemelvaart, verwys Jesus na Judea en dan wyeer Samaria en die uithoeke van die aarde. En as dit veral dat die tyd aangebreek het dat daar nie net van die volk Israel, die Jode, disippels gemaak moet word nie, maar ook die nie-Jode. Dis waaroor die boek Handelinge gaan. Die tyd het aangebreek vir die nasies. En ook ons voorouers is van daardie nasies wat destyds afgode gedien het. Dis die een groot opdrag. Maak disippels van al die nasies, alle soorte mense, naby en ver. En nou gaan die res van vers 19 en 20, of die begin van vers 20, wys vir ons hoe dit gedoen moet word. Daar word 3 deelwoorde, of kan sê participiums, gebruik om te sê hoe ons disippels moet maak. Naamlik deur uit te gaan, deur te doop, en deur onderrig te gee. Of te leer, hulle te leer. Kom ons kyk na elk van die 3. Uit te gaan, te doop en onderrig te gee. Die eerste is uitgaande of deur uit te gaan, moet julle disippels maak. Kyk in die Ou Testament, was Israel en die tempel die fokuspunt. Die profete vertel van die nasies wat na die tempel in Jerusalem toe sal gaan in die eindtyd.
Interessant, mens kry self die beeld in Openbaring. Ons gaan aan die einde van die diens sing van nasies wat sal kom na die nuwe Jerusalem. Maar nou sê Jesus, om die nasies te bereik, moet julle uitgaan. Julle moet julle gemaksone verlaat. Moenie in Jerusalem bly nie, of selfs in Judea of Galilea nie, maar gaan uit. Die evangelie moet uitkring. Die disippels het aanvanklik nie geluister nie. Ons weet, hulle het in Jerusalem gebly. En deur vervolging is hulle toe uitmekaar gejaag. Die Here het dit so beskik. En so het die apostels op verskillende plekke, selfs verskillende kulture, die evangelie verkondig en kerk geplant. En ook gelowiges, gewone gelowiges is verstrooi. En dan lees ons, so ver as wat hulle gegaan het, het hulle die goeie boodskap oor Jesus Christus verkondig. Nou, broeder en suster, wat sê dit vir ons? As ons werklik disippels wil maak, moet ons uitgaan. Nie saambondel in ons eie gemaksone nie. Nie die lig van die evangelie onder die maatemmer wegsteek. Net hier binne in ons eie kring nie. Ons kan so maklik in die kerk, in ons eie gemeente wegkruip. Al ons energie na binne spandeer. Ons is sout vir die aarde, lig vir die wêreld. Ons is kerk sodat ons sal uitreik, sal gaan, ook na buite sal leef en werk. Dit is soos 'n gesonde huisgesin. Jy bly saam, jy eet saam, jy deel mekaar se lief en leed, jy bid saam om elke dag uit te gaan. Na die skool, na die kerk, na die werk of waar ook al. As kerk is ons nie 'n eiland nie. Soos 'n basis waarvandaan ons uitgaan om die wêreld te bereik. Dit is die groot opdrag. As al die vensters in die huis toe is, word dit regtig binne bedompig. So ook as ons net na binne leef in die kerk. Nou hoef ons nie noodwendig na ver plekke toe te gaan. Ons moet deelneem aan ons gemeenskap. Deelneem aan aktiwiteite waar ons mense ontmoet, mense van ons eie kultuur en taal, ook ander mense. Ons lewe in 'n tyd waar die sendingveld nie net elders is nie, maar die Here bring ander mense ook na ons gemeenskap toe, hier na ons toe. Hy stuur hulle, mense wat hom nie ken nie, en mense wat hom nie dien nie. Kom ons dink mooi, broeder en suster, elkeen van ons, ook as kerkraad wat ons moet lei, het ons 'n oog vir die wêreld daar buite. Gaan dit enige verskil maak in Stilbaai, as ons môre opstaan en daar skielik nie meer gereformeerde kerk Stilbaai nie? Dink mooi daaroor na. Is ons na buite gaan kerk? Jesus sê in die eerste plek, gaan dan en maak disippels. Die tweede aspek van disippels maak is om mense te doop. En nou, die doop moet wees in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En wanneer jy iets doen in die naam van iemand, is dit gewoonlik, jy doen dit op gesag van die persoon of namens hom, maar hier word in die oorspronklike taal selfs 'n sterker woord gebruik. Naamlik, ons moet hulle doop in die naam in, into the name of . Deur die doop bevestig jy dat iemand onder die gesag kom van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hy, aan wie alle mag in die hemel en op aarde behoort, kom en lê beslag op die persoon. Trek die persoon in onder sy heerskappy en daarom onder die heerskappy van die Vader en die Heilige Gees. Sy heerskappy hier op aarde. Die doopformule, ek doop jou in die naam van, is nie 'n belydenis van die persoon
wat gedoop word nie, maar is 'n verklaring dat die persoon van nou af op 'n besondere manier deel is van God se koninkryk hier op aarde. En onthou ook dat God se koninkryk is 'n verbondskoninkryk, waar die koning in 'n verbond staan met sy onderdane. So die doop is ook teken en seël dat die wat gedoop word in 'n verbond staan met God en met mekaar. As ons in die boek Handelinge kyk wat in die Nuwe Testamentiese kerk gebeur het, sien ons dat huishoudings gedoop is. En wanneer die hoof van die huis, soos Cornelius, wat ons in Handelinge lees, as hulle tot bekering gekom het, is die hele huis gedoop, wat sekerlik die volwasse kinders en die slawe ingesluit het, en waarskynlik ook onvolwasse kinders. Maar die feit is, daar was nie tyd om almal volledig in die evangelie in te lei nie. So moontlik. Maar hulle die teken en die seël van die verbond ontvang, die bevestiging, maar julle is nou deel van God se huisgesin op aarde. En ons weet dat daar van die vroegste tye af wel 'n kernbelydenis vereis was, ten minste die belydenis, Jesus Christus is Here. Eintlik maar dieselfde as dat aan hom al die mag in die hemel en op die aarde behoort. Dit moes hulle erken het. En die belydenis is toe naderhand uitgebrei. Cornelius en sy huismense het ten minste die kernwaarheid van Christus geken. En sy moes bely, Jesus Christus is ons koning en Here, toe hulle gedoop is. Die kernwaarheid of verkondiging van Christus word in Grieks kerygma genoem, wat doodgewoon beteken die verkondiging. Die verkondiging van Christus en die wat onder sy gesag gekom het, is gedoop. So eenvoudig is dit. Dit is die tweede manier waardeur disippels gemaak word. Ons kan self sê, dit is die tweede noodsaaklike stap. Doop hulle. Bring hulle onder die gesag van die koning. Roep die koning se naam oor hulle uit. En dan begin die groot werk. Die derde noodsaaklike stap, of derde manier waardeur disippels gemaak word. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Een van die groot foute wat gemaak is of gemaak word, is om slegs die basiese evangelie te verkondig. Mense te doop, net so 'n bietjie iets te sê dat hulle weet Jesus is Here en daarmee te volstaan. Van die vroegste sendelinge was soms haastig om verder te gaan wanneer 'n koning van 'n gebied en sy onderdane gedoop is. En dit het veral gebeur nadat keiser Konstantin die Christelike kerk gewettig het en die kerk in praktyk staatskerk geword het. Mense is gedoop, maar nie werklik onderrig nie, om alles te onderhou wat Christus beveel het nie. En vandag kry ons ook die idee, verkondig God se liefde, die genade in Christus. Dit is mos nie nodig om meer te weet om gered te word nie. Hoekom wil julle allerlei ander dinge nog ook vir hulle leer? Wat ons dan kry is 'n heidendom in die kerk. Gedooptes wat die merk van Christus dra, maar wat alles behalwe sy disippels is, sy volgelinge is, met hart en siel. Kyk broeder en suster, die proses om disippels te maak, eindig nooit nie. Want dit behels dat die wat die Here ons gegee het, onderrig moet word in alles wat hy ons geleer het. Goed, ons het daai alles wat Christus geleer het, nie direk van hom geleer nie, maar ons is in die ketting van disippelskap. En wat hy ons wil leer is deur sy geroepe profete en apostels opgeteken en het langs die ketting van disippelskap oor eeue by ons gekom. Die woord vir hierdie verdere onderrig is didache. Dis net waar ons woord vir onderrig, didakties vandaan kom, didache. Kerygma, so het ons gesien, is die kernboodskap,
oor Christus se lewe, sy dood, sy opstanding, selfs meer nog sy hemelvaart, sy uitstorting van die Heilige Gees, die wederkoms. Dis wat die boek Hebreërs melkkos noem. Dis wat 'n mens aan ongelowiges verkondig. Dis wat nuwe gelowiges leer. Wat die dag hê, onderrig, gaan baie verder. Dit leer ons wat om verder alles te glo en hoe om te lewe. En dis wat Hebreërs 5 noem vaste kos. Die dag hê is daar om ons te laat groei in ons geloofslewe. Ons denke te vorm, dat ons die waarheid werklik sal ken, dat mense nie hier met allerlei goed kan kom dwaal leer en ons van koers afbring nie. Ons ken die waarheid, maar ons sal ook reg lewe. Heel prakties lewe soos God dit wil hê. Want 'n disipel is 'n navolger wat loop in Jesus se voetstappe. Dit beteken nie dat die kerk die samelewing moet onderrig oor alles wat reg en verkeerd is, en alles in die samelewing 'n uitspraak moet maak nie. Hoewel ons as gelowiges soms moet getuig teen onreg en teen boosheid in die samelewing. Maar dit beteken wel dat ons moet erns maak met onderrig binne die huisgesin van God. Leer hulle, die gedooptes, om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En om dit te doen is nie so eenvoudig nie, broeder en suster. Ons het gesien dat ons nie kan volstaan by die basiese melkkos nie, maar verder moet gaan. Maar hoe moet ons verder gaan? Sonder om in moralisme te verval. Nou, moralisme is wanneer vir gelowiges allerlei wette en reëls neergelê word, selfs ten opsigte van dinge wat Christus ons nie geleer het nie. Moralisme is wanneer die prediking begin word, jy moet dit doen en jy moet dit doen en jy moenie dit doen en jy moenie dat doen nie. Moralisme is wanneer ons hulle wat in Christus vrygemaak is, weer onder 'n juk van slawerny indruk. En tog moet ons alles leer wat Christus ons beveel het. Die dinge wat ons graag wil hoor, maar ook die dinge wat ons nie graag wil hoor nie. Ons moet praat oor God se plan vir die huwelik. Ons moet praat oor rentmeesterskap oor besittings, oor die manier wat hy wil hê die kerk bestuur moet word, oor geslagtelikheid, oor baie dinge meer. Alles gegrond op dit wat Christus ons leer in sy woord. En nou kan jy dalk vra, maar by watter geleenthede? Ja, ons moet nuwe gelowiges doelbewus onderrig in die styl van die koninkryk van God. Ons kan dalk baie goed beplan hoe om dit te doen. Maar ons moet almal steeds groei. Ons moet steeds onderrig word dat ons al hoe meer die beeld van Christus sal vertoon. Gebeur in die prediking, by uitstek in die leerprediking, wat tipies in 'n tweede erediens sal wees. Gebeur by spesiale opleidingsgeleenthede, ons moet beplan daarvoor. Kerke wat lewe het spesiale opleidingsgeleenthede. By huisbesoek, Bybelstudie, in ons huise. Ons moet ons kinders dit uitdruklik leer, en hulle moet dan hulle kinders eendag dit weer kan leer. Dinge wat ons selfs hier in die kerk uitspel nie. In die huis. En waar moontlik enigstens ook in skole waar Christus as koning erken en bely word. Die ketting van disipelskap loop van persoon tot persoon en van geslag tot geslag. Dis waarby die groot opdrag ons uitbring, broeder en suster, by lewenslange leer, lewenslange groei. En wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, broeder en suster, om al hoe meer God se rykdomme raak te sien, te verstaan, en al hoe meer te doen wat Christus ons beveel het. Dis ons vreugde. Goed, dis dan die groot opdrag waarmee Jesus
ons die wêreld instuur. Toegevou in hierdie dubbele versekering. Alle mag bly altyd by ons. Ons moet gaan uit ons gemaksone om disippels te maak. Maar dan moet ons ook bly. Gaan en bly by daai disippels wat die Here ons gegee het, om hulle volgens plan al hoe meer toe te rus. Beplant al hoe meer toe te rus. Om ons almal gereed te maak om die Here te ontmoet. Kyk daai wonderlike beeld in Openbaring van die bruid wat haar gereed maak, haar voorberei om die hemelse bruidegom te ontmoet. Amen. Kom ons bid saam. O Here, hoe baie keer is ons nie soos die 12 disippels, die 11 disippels, wat voor U die opgestane Here in aanbidding neerval en tog twyfel. So bid ons tot U die opgestane Here en deur U en die Heilige Gees tot die Vader, laat U almag vir elkeen van ons 'n lewende werklikheid wees. Alle mag en gesag behoort aan U, terselfdertyd is U met ons elke dag. Bind dit tog aan ons harte, daarin wil ons troos vind. Dit laat ons kop optel, dit gee ons ware hoop, gee ons 'n huppel in die stap, dit maak ons vol blydskap. Maar gee ons ook wysheid as gemeente en elkeen van ons persoonlik, hoe om uit ons gemaksone te tree en uit te reik na mense wat U nie ken nie. Ons wil disippels maak, soos U ons U disippels gemaak het. Wys ons hoe om dit te doen, dring ons daartoe, sodat U naam nie deur ons optrede gelaster sal word nie, maar U naam groot gemaak sal word. Ons wil groei in U kennis, ons wil al hoe meer optree soos 'n ware volgeling, ons wil vrugte dra wat by die bekering pas, ons wil werklik alles leer wat U ons beveel het, lewenslang disippels, leerlinge, volgelinge, o Here, en ons wil mekaar ook en veral nuwe volgelinge saamneem op hierdie pad. Wys ons hoe, wys ons kerkraad hoe, seën ook die werk van ons leraar wat ons hierin moet voorgaan. Gee ons almal wysheid, almal insig, om self leerlinge in U koninkryk te bly, en mense toe te rus en gereed te maak, dat hulle ook weer ander kan leer. Want U huis moet vol word, veral vol van die ware kennis en heerlikheid van ons Verlosser. Aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Amen. Ons sing ten slotte die omdigting van 'n deel van Openbaring 21. Dit gaan oor die nuwe Jerusalem wat van God neerdaal, en jy kan veral let op vers 3 en 10 waar dit gaan oor die nasies wat deel kry aan God se heilige stad, die nasies aan wie die evangelie moes uitgaan. Kom ons sing vers 3, 10 en 12 van skrifberuiming 45 op dan tema 18:7 in ons groen psalmboeke.
die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met u almal. Amen.